Spreuke hoofstuk 3 en ons gaan kyk na verse 7 en 8. En dit sê dan die volgende: Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. En dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig weer die hoofde. Here, weer eens ons dankie vir die woord, die genade dat ons dit wel kan hê. En Here, gun dit ons in hierdie oggend nie om aanstoot te neem van wat die woord vir ons sê nie. Nie om ons eie wysheid toe te pas van wat die woord vir ons sê nie. Maar Here, om U naam te vrees. Want Here, U moet gevrees word. Want U is God. Here, laat ons nie so vermetel wees om te dink dat ons U gebooie kan interpreteer volgens ons eie welbehae nie, Here. Mag dit ver van ons af wees. Maar Here, werk in ons harte. Dat ons nie vermetel sal wees in die oggend nie. Maar die woord sal hoor, daarop mediteer, dit sal oordink, Here, en dit sal aanneem, want dit is U woord. En mag U enige menslike wysheid of insig van ons af verwyder, sodat ons U naam kan vrees. En ons bid dit, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat die genade groot is, Here. Wees ons genadig. In U naam alleen vra ons dit. Amen. Nou, ons het laas weer gekyk na verse 5 en 6, en ons het gesien hoe ons op die Here moet vertrou en nie op ons eie insig moet steun nie. En ons het gesien hoe dit veral van toepassing is op ons verstaan van wie die Here is. Mense hou nie van wie die woord sê die Here is nie, en hulle formuleer dan 'n God volgens hulle eie insig, en een wat ooreenstem met hulle eie geloof, of wie hulle glo God moet wees en wie hy nie moet wees nie, en wat aanvaarbaar is moreel, en wat nie moreel aanvaarbaar is in hulle oë nie. Hulle formuleer 'n God, wie hulle dink God behoort te wees. Maar ons het nie die reg om van ons eie insig gebruik te maak, of om op ons eie insig te steun, om 'n God te vorm, wat nie deur die Bybel geondersteun kan word nie. Wanneer die Here sommige red en ander nie red nie, gebaseer op die raadsbesluit van sy eie wil, is dit goed en reg vir hom om dit so te doen, want daar is geen onreg in die Here nie. Daar is geen onreg of onregverdigheid wanneer die Here wel sondaars red nie, want daar is geen onreg daarin om iemand genade te bewys nie. En daar is ook geen onreg daarin wanneer die Here bepaal om sekere mense nie te red nie, want daar is geen onreg daarin om mense die regverdige oordeel te gee wat hulle toekom nie. Al wat van ons vereis word, is om nie op ons eie insig te steun nie, maar om volkome op die Here te vertrou, en dat hy wel is wie hy sê hy is, en dat wie hy sê hy is goed en dit is reg. Vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie. Maar ons sal sien dat vandag se teks aansluit by laasweek se teks, wanneer dit sê, wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here, en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam, en verkwikking vir jou gebeente. En soos ons laasweek gesien het, mense maak staat op hulle eie insig, weer eens om God te probeer verstaan, maar so maak hulle vir hulle self 'n God volgens hulle eie verbeelding, wat nie deur die Bybel ondersteun kan word nie. Maar nie net maak mense staat op hulle eie insig om te oordeel oor wie God mag wees en wie God nie mag wees nie, en wat God mag doen en wat God nie mag doen nie. Mense deur hulle eie wysheid, en met mense bedoel ek eintlik maar ons,
bevraagteken nie net die Here in sy wese en sy aksies nie, ons bevraagteken ook die gebooie van die Here. Ons maak staat op ons eie wysheid om uit te redeneer wat se gebooie van die Here op ons van toepassing is en wat se gebooie nie op ons van toepassing is nie. En ons neig om staat te maak op ons eie wysheid om so min as moontlik verpligting op onsself te plaas. Dis ons eie sondige neiging. Ons maak dit vir onsself so maklik as moontlik. Deur om gebruik te maak van ons eie wysheid, om die gebooie op ons manier te interpreteer. Wat vir my gaan pas. En ons doen dit terwyl die gelowiges van die Ou Testament baie meer en baie groter rede gehad het as ons om hulle eie wysheid toe te pas in lig van God se gebooie. Die Here sê vir Noag, bou 'n ark, want die hele aarde gaan oorstroom. En menslike wysheid sal sê, dit is onmoontlik dat die hele aarde gaan oorstroom. Daar is nie genoeg water op die aarde of in die wolke om die hele wêreld te vloed nie. Menslike wysheid sal sê, kom ons gaan bou net vir ons huis op die naaste berg, sodat wanneer die vloed kom, ons veilig kan wees, en dan spandeer ons nie 120 jaar lank om 'n simpel ark te bou nie. Maar Noag was nie wys in sy eie oë nie, maar het die Here gevrees, van die kontras van jou eie wysheid en die teenoorgestelde vorm van jou eie wysheid is die vrees van die Here. En dit is die einste kontras wat ons teks trek, wanneer dit sê, wees nie wys in jou eie oë nie, maar vrees die Here. Dit is die kontras. Of jy is wys in jou eie oë, of jy vrees die Here. Dit is die kontras. En jy kan nie albei wees nie. Hoekom het Noag nie met sy eie planne opgekom, deur sy eie wysheid nie? Want hy het die Here gevrees. Hebreërs 11 vers 7, deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees, die ark gereed gemaak, tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het, en 'n erfgenaam geword het, van die geregtigheid, wat volgens die geloof is. Met eerbiedige vrees, het hy die ark gebou. Daar was oorgenoeg redes, waar Noag kon opkom, uit sy menslike wysheid, om nie die ark te bou nie, om nie die gebod van die Here gehoorsaam te wees nie, of om dit te buig. Hy sal luister, maar hy gaan dit op sy eie manier doen. Maar wanneer jy 'n vrees het vir die Here, dan raak jou menslike wysheid absoluut irrelevant. Irrelevant. Dit maak nie saak wat jy dink nie. Die gelowiges van die Ou Testament het baie meer en groter rede gehad as ons om hulle eie wysheid toe te pas in lig van God se gebooie. Want die gebooie van die Here was soveel meer ekstreem in baie gevalle as wat dit vir ons is onder die nuwe verbond. Abraham kry die opdrag om vir Isak te offer, maar Abraham pas nie sy eie wysheid toe en hy sê dan, maar die Here het vergeet dat Isak eintlik die beloofde seun is nie. Die Here het seker maar vergeet. Of dat die Here eintlik meer welbehae sal hê, of dat dit wyser sal wees om eerder 100 bokke vir hom te offer. Nee, Hebreërs 11 vers 17 en 18. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy eniggebore geoffer, aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode uit op te wek. Hy het verstaan wie die Here is. En as die God van die al vir jou sê, maak die seun van belofte dood, dan doen jy dit. Want die een wat dit sê, het ook die mag om hom weer lewendig te maak, as hy wil. En selfs al doen hy nie, dan is God nog steeds goed en reg om te sê wat hy sê. Abraham het 'n absolute vrees en verstaan van die Here gehad, en nie in sy eie wysheid
die opdrag van die Here probeer vermy nie. Die Israeliete was verplig deur die gebooie van die Here om honderde, duisende slagoffers elke jaar te bring. Honderde, duisende. Deuteronomium 16 vers 16 sê, 3 maal 'n jaar moet al jou manne voor die aangesig van die Here jou God verskyn op die plek wat hy sal uitkies, op die fees van die ongesuurde brode en op die fees van die weke en op die hittefees. En hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van die Here verskyn nie, en in baie gevalle het hierdie dan ook slagoffers ingesluit vir elke familie. Josephus, die eerste eeuse historikus, sê in die jaar 70 na Christus, net voor die tempel verwoes was, het die Jode 265.500 slagoffers gemaak. 265.500 slagoffers gemaak by die Pasga. Dit is meer as 250.000 diere wat doodgemaak was. Net by daai een Pasga. Nou alle disie geraak het in daardie tyd. Hoekom het Aaron en Moses enigstens begin om so 'n gebod uit te voer? Wat so ooglopend belaglik is uit 'n menslike perspektief. Waar is die menslike wysheid daarin om honderde duisende diere elke jaar net te verbrand? Weereens, die gelowiges van die Ou Testament het baie groter rede gehad as ons om nie die gebooie van die Here na te kom nie, want dit was soveel meer teenstrydig met menslike wysheid as wat die gebooie is wat ons onder die nuwe verbond het. Maar hulle het dit nie in hulle menslike wysheid bevraagteken nie. Hoekom nie? Want hulle het die Here gevrees. Dit was nie 'n geval van, ja, maar dit was nie vir hulle so ekstreem in daai tyd gewees nie. Dit was ekstreem. Dit was. Nee, ag, dit was maar net die kultuur van daai tyd, dis maar hoe hulle die dinge gedoen. Nee, dit was ekstreem. Kyk na die besnydenis. Dit is malligheid. Om jouself te besny en dit nog met 'n skerp klip. En die Here sê vir Josua, maak vir jou klipmes en besny weer die kinders van Israel vir 'n tweede keer. Het hulle in hulle menslike wysheid daarteen gestry? Het hulle vir die Here gesê, niemand gaan dit in elk geval sien nie? Ons dra ons klere, hoekom nou ons self besny? Niemand gaan dit sien nie. Nee, hulle het dit gedoen. Hoekom? Want hulle het die Here gevrees. Soveel so dat hulle self met 'n mes sny. Hoeveel vrees het jy nodig? Maar ons huil oor die kleinste gebooie. Kon hulle in hulle menslike wysheid opgekom het met 'n eenvoudiger teken? Natuurlik kon hulle opgekom het met 'n eenvoudiger teken as dit. Enigiemand kan, 'n baba kan met 'n eenvoudiger teken van die verbond opkom as die besnydenis. Het dit noodwendig sin gemaak dat dit die teken van die verbond moes wees? Waarskynlik nie. Maar, wat sê die skrif? Wees nie wys in jou eie oë nie. En vrees die Here. Vrees die Here. En dit is presies wat hulle gedoen het. Spreuke 26 vers 12 vra die vraag, het jy 'n man gesien wat wys is in sy eie oë? Daar is meer hoop vir 'n dwaas as vir hom. Hoekom? Want 'n man wat wys is in sy eie oë, het geen vrees vir die Here nie. Want hy steun op sy eie wysheid en nie op die woord van die Here nie. Ons gevaar is nie net dat ons op ons eie insig steun, soos ons laas week gesien het, om te bepaal en vas te stel wie die Here is in sy wese nie. En dit terwyl die Bybel nie moeilik is om te verstaan in terme van wie die Here wel is nie. Ons gevaar is ook dat ons wys is in ons eie oë om God se gebooie so te interpreteer
om dit so gemaklik as moontlik vir onsself te maak. En op slim maniere te verdraai, terwyl dit net so ooglopend is en maklik is om te verstaan. Ons gebruik ons eie wysheid om te sê, maar daardie vereiste of daardie opdrag is nie van toepassing op ons nie, of op my nie. Want dit was maar net hulle kultuur gewees. Ons gebruik ons eie wysheid om te sê, daardie opdrag is nie van toepassing op my nie, want die tye het verander. Of ons gebruik ons eie wysheid om die definisie van woorde te verander, om die gebooie van die Here vir onsself makliker te maak. 'n woord soos onderdanig. Met ander woorde, ons sal onderdanig wees, ek sal onderdanig wees, solank ek kan definieer wat onderdanig beteken, volgens my eie wysheid. En dit terwyl die woord nie onduidelik is oor wat onderdanig wel beteken nie. Ek sal ingetoe wees, soos Titus 2 vers 5 sê, maar ek sal definieer wat dit beteken. En so pas ons eie wysheid toe. Of ek sal in my eie wysheid definieer wat die verskil is tussen mans en vroue klere. Deuteronomium 22 vers 5 sê, 'n vrou mag geen mansklere dra nie, en 'n man mag geen vroue klere aantrek nie, want almal wat dit doen is vir die Here jou God 'n gruwel. Wat is tipiese vroue klere wat 'n man nie mag aantrek nie? 'n Mens kan baie noem. Mag jy rok dra nie, moenie 'n romp dra nie, moenie 'n blouse dra nie, moenie hoë skoene dra nie, moenie sykouse dra nie, en die lys gaan aan en aan. Wat is die tipiese mansklere wat vroue nie mag dra nie? Wel, dit is baie moeilik om iets te kry. Want ons het klaar in ons eie wysheid en volgens die kultuur ons definisies verander. Wat is die mansklere wat 'n vrou nie mag dra nie? Wat is dit? Ons is baie slim. Ek vra bloot net die vraag, met die hoop dat ons sal besef, dat ons nie moet dink dat ons skrif vandag nie op ons van toepassing is nie, want dit is. Ons moet nie dink dat ons immuun is daarteen om op ons eie wysheid staat te maak nie, want elkeen van ons maak staat op ons eie wysheid, party net meer as ander. En of dit nou definisies is, en of dit die afwatering is van gebooie. Maar in vergelyking met die Ou Testament wette, word daar so min van ons vereis. Maar tog, van dit daar die kleinste vereiste van ons gevra word, wel dan is dit die einde van die wêreld. Ons hoef nie elke tweede dag 'n bok te slag of ter offer nie. Niemand vra van jou om jouself te besny met 'n klip nie. Niemand vra van jou om 3 keer 'n jaar 'n pelgrimstog na Jerusalem te maak nie. Niemand sê vir jou dat jy nie mossels of kreef of bacon mag eet nie. Niemand sê, soos Levitikus 19 vers 27 sê, jy mag die rand van jou hoofhare nie rond wegskeer nie, ook mag jy die rand van jou baard nie skend nie. Niemand sê dit vir julle nie. En niemand sê vir jou dat jy nie klere mag dra waar die wol en die linne gemeng is nie. Soos ons lees in Deuteronomium 22 vers 11 nie. Maar toe hierdie wette gegee was, sien ons nêrens dat Moses of Aaron, hoe belaglik hierdie goed uit 'n menslike perspektief ook al mag wees nie, gesê het, maar dit is lawwigheid nie. Of dat dit nie logies sin maak nie. Of dit is nie wat algemeen aanvaar word in vandag se kultuur nie. Want glo my, daai goed was algemeen aanvaar in die kultuur. Dit wat hulle gedoen het was teenstrydig met die kultuur gewees. Inteendeel, een van die redes vir God se gebooie was juis omdat dit teenstrydig was met die kultuur en die gewoontes van die omliggende nasies. En daarom lees ons in Levitikus 20 vers 22 en 23, onderhou dan al my insettinge en al my verordeninge en doen dit, dat die land waarheen ek julle bring, om daarin te woon, julle nie uitspoeg nie, en julle mag nie wandel in die insettinge van die nasie, wat ek voor julle uitverdrywe nie.
Met ander woorde, hulle moet anders wees. Hulle gaan anders lyk as die gewoontes en die kultuur van daardie nasies. Baie van die gebooie was juis gegee omdat dit teenstrydig was met die aanvaarbare norme en die kultuur van die dag. Dit het nie daarbey ingeval nie. Dit was juis gegee omdat dit teenstrydig met dit was. Maar wat ons nie sien toe God hierdie gebooie aan Moses hulle gegee het nie, was dat hulle wys was in hulle eie oë nie. Hulle het nie gesê, maar die Egiptenare skeer dan hulle baarde nie. So kom mag ons nie ons baarde skeer nie. Hulle het nie gesê, maar die Kanaaniete meng dan wol en linne met hulle klere nie. Hoekom kan ons dit ook maar net meng nie? Dit is baie makliker om dit so te maak. Daar was nie gesê deur Moses aan Aaron, dit word dan algemeen aanvaar nie, of dit is die algemene kultuur nie, of hierdie gebooie maak nie logies sin nie. Hulle het dit nie gesê nie. Hoekom het hulle nie hierdie dinge bevraagteken nie? Want hulle was nie wys in hulle eie oë nie. Selfs al het hulle baie meer rede as ons gehad om te kan wees. Want hulle gebooie was soveel meer teenstrydig met menslike wysheid as dit wat ons onder die nuwe verbond moet doen. Soveel meer teenstrydig. Maar tog was hulle die enes wat nie wys was in hulle eie oë nie. Hoekom het hulle nie die Here bevraagteken nie? Want hulle was nie wys in hulle eie oë nie, want hulle het die Here gevrees. En as hulle dit kon doen, hoeveel meer nie ons? Deur die krag van die Heilige Gees, van wie daar aansienlik minder van vereis word nie. Ons het die Gees wat in ons woon. En daar word baie minder van ons vereis. En as hulle dan so teenstrydig met die kultuur kon optree, en sulke menslike belaglike gebooie hou, vanaf 'n menslike perspektief, kon hou, hoeveel meer dan nie ons nie? Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here, en wyk af van die kwaad, want ons is nie geroep om in te val by die kultuur nie. Ons is nie geroep om alles te kan uitredeneer nie. En ons is nie geroep om die gebooie van die Here te verdraai deur ons eie wysheid, om dit meer aanloklik vir onsself te maak, en om dit meer aanloklik vir ander mense te maak nie. Ons is wel geroep om nie wys in ons eie oë te wees nie, en om die Here te vrees. En wanneer ons doen, wel, dan sal dit genesing wees vir jou liggaam, en verkoking wees vir jou gebeente. Baie valsleringe of dwaalleer kom vanaf die feit dat mense op hulle eie wysheid steun, om die gebooie van die Here te verstaan. En in baie gevalle dring hulle daarop aan, om op hulle eie wysheid te steun, nie noodwendig omdat hulle slim wil voorkom nie, maar net omdat hulle nie God se gebooie wil aanneem nie. Mense dink daar is meer genesing vir jou liggaam en verkoking vir jou gebeente, wanneer jy die gebooie van die Here soveel as moontlik vir jouself kan afwater. Kom ek maak dit vir myself so maklik as moontlik, dan sal dit ook genesing wees vir my siel, want dit is mos nou maklik. Maar so maak jy jouself 'n dwaas deur om wys te wees in jou eie oë. En soos Jesaja 5 vers 21 sê, wee hulle wat in eie oë wys en na eie oordeel verstandig is. Wee hulle. Hoe kon Noag vir 120 jaar so laf wees om 'n ark te bou? Hoe kon Abraham bereid gewees het om sy enigste seun te offer, terwyl hy genoeg skape gehad het om te offer? En hoe kon Moses en Aaron daardie honderde gebooie aanneem, wat ooglopend teenstrydig was met menslike wysheid, insluitend om jouself te besny met 'n klip van alle dinge? Want hulle was nie wys in hulle eie oë nie, want hulle het die Here gevrees. Maar tog is daar mense in kerke vandag, wat in rep en roer sal wees, as ek bloot net ligtelik noem,
soos vroeër, dat daar so iets is soos mansklere, en dat daar so iets is soos vroueklere. Moenie dit sê nie. En dat dit 'n gruwel is wanneer een geslag 'n ander geslag se klere dra. En dit terwyl dit nie eers die punt is van hierdie preekie. Die punt is om uit te wys dat ons dalk onder die indruk mag wees. Dat ons nie wys is in ons eie oë nie. En dat ons die Here vrees, dis dalk wat ons dan mag dink, terwyl ons in alle werklikheid eintlik baie van die Here se gebooie vir onsself afwater, deur gebruik te maak van ons eie menslike wysheid. Maar wee ons dan, sê die skrif. Maar die ware gelowiges, deur al die eeue en deur al die millenniums, het nie die gebooie van die Here bevraagteken nie. Selfs al was dit in baie gevalle aansienlik meer belaglik vanuit 'n menslike perspektief as die minimale vereistes wat die Here op ons plaas onder die nuwe verbond. Hoekom? Want hulle het die Here gevrees en hulle het verstaan dat hulle nie altyd gaan verstaan. Hoekom die Here sê dit wat hy vir ons sê om te doen nie. Dit maak nie sin om my ark te bou nie, dit maak nie sin om jou seun te bring, dit maak nie sin om 100,000 diere te offer nie, en dit maak ook nie sin om myself op daardie plek met 'n klip te sny nie. Maar hulle het geweet wie dit is, wat dit vir hulle sê. En daarom het hulle dit gedoen. Want hulle het die Here gevrees, ongeag hoe ekstreem die opdragte mag voorgekom het, of nie. Want soos die Here ook sê in Jesaja 55 vers 8 en 9, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee. En my gedagtes hoër as julle gedagtes. Hoe kan ons dan nog wys wees in ons eie oë? Terwyl ons weet dat die Here se wee en sy gedagtes soveel hoër is as ons begrip en verstand. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee en my gedagtes as julle gedagtes. Maar om af te sluit. Ons lees in Rigters 21 vers 25 daar staan, in die dae was daar geen koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg was in sy oë. Rigters 17 vers 6 sê dieselfde ding. In die dae was daar geen koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Maar die realiteit is, ons het 'n koning. En sy naam is Jesus Christus. En ons hoef nie te wonder wat reg en verkeerd is nie. En ons hoef nie staat te maak op ons eie insig en wysheid nie. Want ons koning het ons nie gelos sonder sy woord nie. En sy woord is nie onduidelik nie en sy gebooie is nie swaar nie. Die probleem is nie dat ons nie 'n koning het nie. Die probleem is dat ons wys is in ons eie oë, want ons vrees nie ons koning nie. Maar sodra ons wys is in ons eie oë, veral wanneer dit kom by die gebooie van die Here, dan loop ons 'n baie groot gevaar. Sodra ons ons eie wysheid wil gebruik, dan loop ons die baie groot gevaar om dit wat goed is, sleg te noem. En ons loop die gevaar om te sê dat dit wat sleg is, weer goed is. Want ons gebruik ons nou ons eie wysheid om die Here se gebooie te verdraai. Sodra ons ons eie wysheid gebruik, loop ons die baie groot gevaar, ek sê weer, om dit wat goed is sleg te maak en dit wat sleg is goed te maak. En albei is 'n gruwel in die oë van die Here. Jesaja 5 vers 20 en 21 sê, wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter, wee hulle wat in eie oë wys en in eie oordeel verstandig is. Wie is die mense
wat die goeie gebooie van die Here sleg maak, of verdraai. En die slegte een is weer goed maak. Dis die mense wat wys is in hulle eie oë. Wat dit wil afwater. Maar mag die Here ons dit gun om hom te vrees, wetende dat ons 'n koning het wat heers en hy regeer, wat vir ons sy woord gegee het, sodat ons nie op ons eie insig of wysheid hoofstaat te maak nie, maar hom kan volg volgens sy voorneme deur die krag van die Heilige Gees. En prys sy naam, dat ons kan weet dat wanneer ons doen, dit nie vir ons swaar sal wees nie, maar soos vers 8 sê, dit sal genesing wees. Dit sal genesing wees vir jou liggaam, en dit sal verkwikking wees vir jou gebeente. Want die Here is getrou. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die woord en die genade, Here, dat ons wel 'n woord kan hê. Dus kan weer dat U gebooie is, Here. Here, mag dit ver van ons af wees om U gebooie te bevraagteken. Mag dit ver van ons af wees om U gebooie te verdraai om by ons in te pas, Here. By ons leefstyl, by ons kultuur, by dit wat die mense om ons gaan dink, dit wat vir ons gemaklik is. Dat ons nie vir een oomblik dink, Here, dat ons U seën gaan ervaar dan nie. Maar gun dit ons, o Here, om U heilige naam te vrees, want U is God en U is Here. Here, ons kan nie net loof en prys vir die vryheid wat ons het in U, die vryheid wat ons het in Jesus Christus. Maar mag ons nie die vryheid misbruik nie, Here. Vir ons eie gemak nie. O Here, lei ons deur die krag van die Gees, Here, want ons is nietige mense. En ons is lief vir ons eie wysheid. Maar lei ons, o Here, om onsself te verootmoedig vir U, wetende dat ons elkeen het werk nodig. Ons elkeen is skuldig op een of ander manier om ons eie wysheid toe te pas. En help ons elkeen om introspeksie te doen vir ons eie lewens. En gun dit ons, o Here, om U heilige naam te vrees, al die dae van ons lewens. In U naam alleen vra ons dit. Amen.